Goeiemiddag collega's, vriende, die nuwe mense wat hier is lekker om met almal te kontak maak. Ek wil julle heeltyd terugvoering gee oor my ervaring met die artificial intelligence, of ek noem met kunsmatige inspirasie, kunsmatige intelligensie. Ek onthou toe ek op universiteit was, het ons gedoen 'n vak met die naam van biometrie. Nou doen ons honeursgraad en nou doen jy al die wiskundige berekenings, jy moet nou formules doen en swaan. En nou het ons 'n groot rekenaar daar by die Universiteit van Pretoria gehad en hy staan omtrent 'n kamer vol. En dan het jy so ding wat jy so ons, dan voer jy hom in en dan gee jy vir jou inligting. En toe ek die eerste rekenaar kry, is ek baie opgewonde om 'n rekenaar te kry. Ek weet ek waar op die knoppie aan te sit en weet wat om die goeders te doen. En ek dink my eerste program wat ek geleer het was Excel. Ek het geleer om te maal, deel, te plus en te minus. Ek dink verder dalk baie meer van Excel as ek af. En omtrent 'n jaar gelede, toe werk ek by 'n ander maatskappy en een van die direkteure sê vir my, maar het ek gehoor ChatGPT het die mediese eksamen geslaag. Ek sê, ek weet nie eens wie is ChatGPT. Dus het 'n intelligensieprogram wat regtig 'n eksamen geskryf het. En wat ChatGPT het deurgekom. Dit ook dan gaan we iets leer van ChatGPT. Ek gaan hom 'n vraag vra. Eers vra jy 'n dom vraag, dan gee ek jou 'n dom antwoord. En as jy begin slimmer vrae vra, dan begin jy baie meer ingewikkeld redeneer. Nou wat ek agtergekom het in my werk het ek al ook as 'n tutor, het ek ook daai ek gebruik Copilot. Werk ongelooflik goed. Ek het byvoorbeeld dan sê die ou in die belade van 'n enkeling is daar 'n moordtoneel en dan gaan soek daai AI die inligting. Hulle sê vir hom wie die moord gepleeg het. En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar dit was nie eintlik die seun wat die pa geskiet het nie, maar die vriend van hom wat die pa geskiet het. So dan kry jy met die AI kry jy soveel vinnige inligting en daai studente, hulle oë rek nie so groot as jy vir hulle alles vertel oor analise van gedigte, ek het Afrikaans en wiskunde gedoen. So dan, wat gebeur met AI? Dis 'n pad wat jy loop in. As jy, aanvanklik is jy vreemd en dan voel jy, toe besluit ek gaan preke voorberei. En dit is wonderlik om te sien hoe hy goeders vat en dit versamel, en dan moet jy vir hom heeltyd sê, maar eintlik is dit nie diep genoeg, jy wil meer uitleg op daai goeders sê. So dan leer hy om met jou te kommunikeer, en hoe meer intelligente vrae jy vra, hoe beter antwoorde kry jy. Ek het byvoorbeeld nou, het ek daar by die werk so 'n klein opsommetjie gemaak van Code of Conduct van 'n maatskappy en ek praat spesifiek van 'n PLC maatskappy. Wat interessant is van dit, ek het die Kingsfall Commission so goed gekry en 'n riglyne en die beskrywing binne 'n middagse tyd. En gaan doen 'n bietjie. So artificial intelligence is iets wat op die voorgrond is. Jy gaan in die toekoms, gaan elke huis gaan 'n AI hê. En die AI gaan jou 60 minute Checkers goed gaan bestel. Hy gaan jou waterligte betaal en hy gaan jou bediening betaal. En hy gaan basies ook vir jou geld belê op jou aandelemark, dat jy kan geld maak. So AI is nie iets wat 'n mens moet onderskat nie. Jy moet vertroud raak met dit. En hoe vinniger jy begin, hoe vinniger gaan jy inhaal, want anders is ek te ver vooruit.